Ek groet jou in die naam van die Here Jesus Christus. Ek is besig met 'n reeks oor seisoene en spesifiek die afgelope week of 2 oor die winterseisoen. Nou vandag wil ek met jou praat oor die tema ons almal beleef winters. 'n Wintertyd laat mens besef hoe belangrik dit is om soos die mure van Spreuke 6 vers 6 tot 8 vir jou voorraad vir die winter bymekaar te maak. Wanneer jy vas en bid en dit voel of God nie hoor en niks gebeur nie, is dit belangrik om te kan terugval op jou ondervindings van die verlede. Om dan vir jouself te kan sê, al sien ek nou geen wonders nie, en al lyk dit of die hand van die Here nie beweeg nie, weet ek van beter. Ek onthou die tye toe ek sy wonderlike teenwoordigheid ervaar het, en wonders gesien gebeur het. In jou winters, wanneer jou siel half verkleimd voel, maak hierdie brandhoutjies wat jy in die somer bymekaar gemaak het 'n groot verskil. Dit is die tyd om God te aanbid vir sy wonders van die verlede, en omdat jy weet dat hy goed is, ten spyte daarvan, dat jy op die oomblik baie min daarvan ervaar. Nou dis presies waarvan die profeet praat in daardie bekende, aangrypende gedeelte in Habakuk 3 vers 17 en 18. Hoor wat sê hy in sy en sy volk se wintertyd. Hy sê alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Nou hierdie gedeelte spreek duidelik van 'n wintertyd. En tog kon hy en moet ons ook die Here steeds loof. Miskien het jy gedink dat mense wat geestelik sterk is, nie sulke wintertye en tye van swakheid beleef nie. Miskien is jy geleer dat as 'n mens net reg glo en reg bely, daar nie berge en dale, somers en winters op jou lewenspad sal kom nie. Miskien is jy nog nie lank genoeg op die pad van die lewe nie. Gaan maak gerus 'n studie van elke persoon van naam in die Bybel. Dit sal dalk vir jou as 'n verrassing kom dat hulle almal, feitelik sonder uitsondering, ook verskillende seisoene in hulle lewens beleef het. Ons is dikwels geneig om net die verhale te vertel wat getuig van hierdie helde se oorwinnings. Maar jy sal verbaas wees wanneer jy agterkom dat hierdie groot figure ook hulle tye van swakheid, worsteling, gebrokenheid en twyfel gehad het. Gaan dink maar so 'n bietjie mooi aan die lewens en selfs die geloofshelde wie se name in Hebreërs 11 genoem word. Gaan lees maar gerus deur dit. Dink maar aan die lewens van Abraham en Isak, Jakob, Moses en Job. Kyk veral na die lewe van Dawid. Veral as sy psalms reflekteer watter seisoene hy in is. Jy kan dit duidelik agterkom wanneer hy 'n somerpsalm en wanneer hy 'n winterpsalm geskryf het. In sommige psalms kon Dawid nie uitgepraat raak oor die seën en die goedheid en die grootheid van die Here en sy nabyheid nie. En dan skielik is daar weer die psalms wanneer hy wonder, waar is die Here nou? Hy kla hoe swaar met hom gaan en hoe sy vyande hom vervolg. Bestudeer ook die lewens van die groot apostels van die Nuwe Testament. Dink aan Petrus se tye van mislukking en twyfel, en dan is daar Paulus. Behalwe vir tye van baie swaar kry waarvan ons vertel in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 33, het hy die worsteling van winter beleef toe dit vir hom gelyk het dat die Here hom nie hoor nie en sy gebede nie beantwoord nie. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9. Eintlik spreek 'n groot deel van Paulus se tweede brief aan die Korintiërs van 'n winterervaring in sy lewe. En sy aangrypende vertelling daarin 2 Korintiërs 12 van vers 1 tot 10 verwys na die verskillende belewennisse van somers en winters wat hy al beleef het. Dis die realiteit van hierdie ondermaanse dispensasie waarin ons nou verkeer. Die feit dat jy 'n groot godsman of godsvrou is en naby die Here leef,
het niks te maak met die werklikheid dat verskillende seisoene in ons almal se lewens voorkom nie. Dit kan wel 'n verskil maak hoe jy die seisoen beleef en watter betekenis die seisoen vir jou inhou, veral as jy besef dat winters ook nodig is. En hou dit vandag vas, jy sal dit later beter verstaan. Ons het net somers nodig nie, ons het winters ook nodig. Dank God ook daarvoor. Here, dankie dat U die God is van al die seisoene, die God van die somer, is ook die God van die winter. En dat U ook met die winters in ons lewe 'n spesiale doel het. Ek eer U daarvoor. Amen. Sterkte vir jou.